dankie. Hallo al julle liewe mense. Van my kant af baie lekker om saam met julle hier te wees vanoggend. En mag die Here ons seën dat hy ook saam met ons is. En dat ons ook kan hier deel in sy rykdom en volheid en vreugde. Dankie. Voor ons begin en ek nou 'n tyd lank gaan praat en julle moet luister. Kom ons sê net ietsie 'n slag vir mekaar. Gewoonlik as ons sê nou maar môre, kom ons sê iets anderste. Sê 'n bietjie vir die ouens hier langs jou en voor jou en agter jou, weet jy, ek hou van jou. Men, dis mos hoe die kerk is, né? Partykeer dan word ons kwaad vir mekaar of ons kry iets of ons ken nie almal so goed nie, maar ons hou van mekaar, want ons is tog die Here se gesin en die Here se familie in. Ja, dankie. Ek hou van julle almal en dankie dat ons kan saam wees vanmôre. Ek begin ons erediens vir ons uit een van die mooi psalms. Ons gebruik hom baie keer by die nagmaal. Psalm 103 gebruik ons dikwels na die nagmaalviering, maar kom ons gebruik hom vanoggend. Dan begin ons die erediens met hierdie mooi woorde. Kom ons word 'n oomblik stil en oop en los al die ander goed in jou kop. Kom tot rus en raak bewus daarvan dat ons hier in God se teenwoordigheid is. Ek wil die Here loof. Met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ja, ek wil die Here loof en ek wil nie een van sy weldade vergeet nie. Dis hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees. Hy red my van die graf. Hy kroon my met liefde en ontferming. Hy skenk my die goeie in oorvloed. Hy laat my dit geniet en hy skenk my die jeugdige krag van die arend. Amen. Broers en susters, hierdie God wat ons al hierdie, net dis so 'n mooi woord, al hierdie weldade wat hy aan ons skenk, hy is hier by ons. En dis hoekom ek kan sê in sy naam genade en vrede vir elkeen van julle. Word aan ons geskenk en opnuut aan ons verseker deur God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. En nou gaan ons sing, hoe kan ons anders dat ons nou die Here loof? Lied 202, ons staan, dan sing ons al 3 verse, die 3 verse daar van hierdie pragtige lofsang.
As ons nou vanmôre so 'n oombliekie nadink oor wat God se wil, sy wet vir ons lewe is, né? Soos ons maar altyd Sondag ook doen as ons saam is, dan wil ek 'n versie gebruik uit Matteus, wat vir my baie interessante vers is, want die disippels het vir Jesus gevra, wie is die belangrikste in die koninkryk? En toe het hy 'n kindjie gevat en gesê, as julle nie soos die kinders word, dan kan julle nie in die koninkryk van God ingaan nie. Toe sê hy vir hulle, want kinders dink nie so baie oor hulle self nie. Hulle is nie so vir hulle self so belangrik. En as julle nie soos die kinders word, kinders is die soort mense wat aan wie die koninkryk van God behoort. Nou, dink ek altyd oor daai vers. Jy weet, baie kere as ons praat oor ons geloof, dan sal ek hoor ouens sê vir jou, ja, weet jy, Dominee, ek glo soos 'n kind. Nou ja, ek hoop jy glo soos 'n kind. Maar Jesus het nie gesê glo soos 'n kind nie. Hy het gesê word soos 'n kind. Nee, dis tog iets anders as om net te glo soos 'n kind. Word soos 'n kind. Ek meen, hoe's kinders? Nee, ek geniet altyd my kleinkinders. Hulle kan nog so opgewonde word. Hulle is vol vreugde. Hulle is so entoesiasties. As hulle iets moet doen, dan is dit ja, en hulle hart loop sommer. Dis hoe kinders is. Hulle huil maklik. Maar nou is dit ook weer verby. Hulle loop ook nou nie jare en jare met die huil in die harte soos ons partykeer doen as ons groot word. Kinders speel sommer met almal. Dis eers lyk my as ons groot word dat ons nie meer met almal wil speel. Maar kinders het nie altyd sulke onderskeide nie. Nee, kinders is vrolik, kinders is vreugdevol, kinders leer graag. Dus as ons groot word, dan dink ons nie, ons hoef niks te leer nie, ons weet alles. Nee, so Jesus het nie net vir ons gesê, broers en susters, ons moet glo soos kinders. Hy het vir ons gesê, julle moet word soos kinders. Nee, dit beteken nou nie kinderagtig nie. Niemand hou van kinderagtige groot mens wat op 'n lawwe kinderlike manier probeer optree. So dit gaan nie oor kinderagtigheid nie. Maar ja, ons glo almal soos kinders, ons aanvaar wat God vir ons sê. Beteken natuurlik nie, ons kan nie daaroor nadink nie. Ek hoop ons dink ook na oor wat God vir ons sê. Maar in ons geloof gaan dit oor baie meer as om net te glo soos kinders. Word soos kinders. Want aan sulkes het Jesus gesê, dis die soort mens van die koninkryk van God. Julle kan net so bly sit, kom ons sing 'n mooi lied saam daaroor, lied 543, vers 1 en vers 2. Julle kan net so bly sit, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is. Dankie dat ons na U toe kan kom as U kinders. Here, ons weet dis nie maar net van self nie.
Dis die voorreg wat ons ontvang het in ons Here Jesus Christus. Dat ons vir U wat sy Vader is, ook kan sê, ons Vader. En dat ons vir U ook mag sê, ons God. Here, ons is bevoorreg dat ons so naby U mag kom. Dat ons nie hoef ver te staan en bang te wees en weg te kruip en wonder wat U met ons gaan doen nie. Dankie dat U vir ons in Christus verseker het. Dat ons kan tuiskom, huis toe kom na U toe. Dis waar ons hoort, dis waarvoor U ons gemaak het. Here, en dankie dat ons ook in elke erediens ook mag ervaar, dat ons ook hier saam tuis is, by ons Hemelse Vader. Kinders van U, seuns en dogters, en ook broers en susters van ons Here Jesus. Hy is U eerste, oudste seun. En dankie dat ons in Hom ook almal seuns en dogters en sy broers en susters kan wees. Vader, ons is so bevoorreg. Ons het so baie by U ontvang, ons is so ryk. Ons moet bely dat ons partykeer nog so arm leef. Here, met al dit wat ons het, vertel ons lewe baie keer min van die rykdom wat ons in ons Here Jesus het. Here, help ons om te leef in die volheid en die vreugde wat U vir ons geskenk het. Here, dankie dat ons in hierdie tyd, die lydenstyd, mag ook weer terugdink en nadink oor ons Here Jesus se koms na die wêreld en hoe hy homself gegee het as offer vir ons almal. Dat hy aan die kruis gesterf het, dat ons kan lewe. Dat hy ons skuld betaal het, sodat ons kan vry wees. Dat hy ons sonde weggeneem het. Here, sodat ons in volle vreugde by U kan wees. Dankie vir U, ons Here Jesus. En dit wat U vir ons kom doen het. Wil deur U Gees ons elke dag daaraan herinner. En dat ons ook met ootmoed en dankbaarheid voor U leef. Vader, wil U ons seën in ons saamwees vanmôre. Wil U onsself deur die Heilige Gees aanraak. Wil U, Here, ons sagte grond maak, dat die saad van U woord diep kan ingaan en vrug dra. Here, maak vir ons sagte klei, dat ons in U hande, die hande van die pottebakker, dat ons gevorm kan word tot die beeld van ons Here Jesus in al sy volheid in ons straal. Vader, ons sê vir U, dankie dat U ons God is wat vir ons voorsien. Nie net vir die dinge van die ewigheid nie, Here, as ons bid, laat U koninkryk kom en laat U wil geskied, dan bid ons oor sulke groot wonderlike dinge. Maar dankie dat ons ook kan bid vir ons dagse brood. Here, dit wat ons elke dag nodig het. Dankie vir die reën. Here, dankie vir die lande wat so mooi lyk. Dit lyk of die oeste gaan mooi wees hierdie jaar. Dankie, Here, vir ons dagse brood. Dankie dat U so vir ons sorg. Help ons om elke dag naby en afhanklik van U te lewe. Vader, seën ons ook in die land waarin ons woon. Here, seën die owerheid en hulle wat oor ons moet regeer. Here, ons bid dat U ook tog by hulle so sal wees, Here, dat hulle met wysheid en met insig en met liefde uiteindelik verstaan dat hulle ook diensknegte van U is, om my en geroep word om te doen wat U wil gedoen het. Here, so seën ons owerheid, seën ons land, seën ons almal. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Broers en susters, ek wil vanoggend so 'n bietjie praat met julle oor God se plan vir ons lewens. Dit wat God vir ons in gedagte het en dit wat in sy hart is.
Nou, baie keer as 'n ou oor die goed begin praat, jy weet, oor God se plan vir my, dan gaan soek ons al die tekste in die Bybel wat gaan oor voorspoed en dat dit met my goed gaan. Ek lees die ander dag weer so 'n stukkie wat iemand geskryf het in die rigting en jong, dan gaan dit net oor sy finansies wat geseën moet word en sy huwelik en sy gesin en sy gesondheid en sy toekoms en dat hy suksesvol sal wees. Jy weet, dit moet dan nou God se plan wees vir ons elkeen. Nou ja, dit klink baie kere meer vir my, jy weet, soos my plan vir God, as wat dit eintlik vir my klink na God se plan vir my. Ek meen, as ons dink oor God se plan vir ons lewens, dan moet dit tog oor 'n bietjie meer gaan. As net dat ek 'n bietjie ryker of mooier of gelukkiger of meer suksesvol moet wees. Ek meen, dis mos goed wat in elk geval oor 'n paar jaar als verby is. As jy dood is al daai goed buitendien weg. Nee, ons moet ook nou nie altyd God se plan verwar met die soort van American Dream teologie, né, van health, wealth and happiness. Dis hoekom ek Jesus dien. Dis health, wealth and happiness, dan maak hy my happy. Het gaan tog oor meer as dit. Nee, ons moet tog 'n bietjie wyer en dieper en minder net aards dink oor wat het God vir ons in gedagte en wat is sy plan vir ons. En ek wil 'n stuk vir julle lees wat vir my een van die mooiste stukke is, wat vir ons op 'n manier duidelik maak. Wat is in God se hart vir my en jou? Wat het hy uiteindelik vir ons in gedagte? En waarna toe wil hy ons vat? Wat is sy plan vir ons lewens? So lees vanoggend saam met my en luister na 'n paar versies in Hebreërs. Dit is nie altyd die maklikste verse nie, maar dit is 'n vreeslike mooi gedeelte in die Bybel. Ek gaan lees uit Hebreërs 1 en dan ook uit Hebreërs 2. Tot by die heel eerste versie van Hebreërs 3. So, luister saam met my na die twee, of die mooi gedeeltes uit Hebreërs, en dan hoor ons 'n bietjie in wat ons hier lees oor wat is God se plan, wat is in sy hart vir my en vir jou. Hy begin die brief oor Hebreërs, oor Jesus, en dan skryf hy 'n pragtige stuk oor hoe heerlik en wonderlik Jesus is, né? Jy sien die opskrif by die eerste hoofstuk sê die uitnemende grootheid van die Seun van God. En dan skryf hy oor Jesus, né? Hy sê in Hebreërs 1 vers 1, in die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou in hierdie laaste dae, nou hy bedoel eintlik die dae van die koms van Jesus na die wêreld, het hy met ons gepraat deur die Seun. En dan kyk aan, noem hy 8 kenmerke van Jesus, né, waarin ons Jesus se heerlikheid sien. Nou, hy sê God het hom deur wie hy die wêreld geskep het. Nee, God het deur hom die wêreld geskep, ook erfgenaam van alles gemaak. Alles is vir hom geskep. Uit hom straal die heerlikheid van God. Hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. En nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, nee, die kruis en die opstanding en al die goed, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Hy is net so verhewe bo die engele, as wat die naam wat God hom gegee het, voortreffeliker is as hulle naam. Net so God, hy sê eintlik vir ons, daar was nog niemand ooit wat van God af gekom het, nie 'n profeet nie, nie 'n engel nie, niemand was ooit belangriker en heerliker as toe die Seun gekom het. Hy het met ons gepraat deur sy Seun. En nou, wat wil hy doen deur sy Seun? Nou gaan ons na hoofstuk 2 toe, en dan lees ons daarvan vers 5, waar hy sê dat dit wat Jesus kom doen het hy nou nie vir die engeltjies kom doen, hy het dit vir ons kom doen. Vers 5 sê, dis nie aan engele dat hy die toekomstige wêreld waarvan ons praat onderwerp het nie. Inteendeel, iemand het ergens getuig en gesê, wat is 'n mens dat u aan hom dink?
En die mense kan dat u na hom omsien. U het hom 'n kort tydjie minder as die engele gemaak. U het hom met heerlikheid en eer gekroon en alles aan hom onderwerp. Nou by die onderwerping van alle dinge aan die mens is niks uitgesluit nie. Alles is aan hom onderwerp, maar nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie, maar ons sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en dood. Hy is 'n kort tydjie minder gemaak as die engele, sodat hy deur die genade van God vir almal sou sterwe. Ja, en kyk nou wat sê hy, wat het God vir ons in gedagte? God, ter wille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie as sy kinders tot heerlikheid lei. Broers en susters, daar's 'n later vertaling wat hierdie bietjie anders vertaal het, wat sê God, ter wille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie as sy kinders laat deel in sy heerlikheid. En daarom was dit reg dat hy hulle leidsman tot die verlossing deur lyding heen tot volmaaktheid sou bring. Nou hy wat heilig maak, dis nou Jesus, sowel as die mense wat geheilig word, dis nou ons, is almal uit een Vader. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. Hy sê tog, ek sal u naam aan my broers bekend maak, in die samekoms van die gemeente sal ek u lof besing. Ook sê hy, ek sal altyd op hom vertrou, en verder, hier is ek met die kinders wat God my gegee het. Nou aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, om hom te vernietig en om hulle wat uit vrees vir die dood, hulle hele lewe lank in slawerny was, te bevry. Dis duidelik dat dit vir hom nie om die engele gegaan het nie, maar om die nageslag van Abraham. Daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word. Net daarom moes Jesus mens word, sodat hy mense kon verlos. Daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word. Hy is 'n barmhartige en getroue hoë priester voor God, dat hy dit kon wees om die sondes van die volk te versoen, en omdat hy self versoek is en gelei het, kon hy die help wat versoek word. Daarom, broers wat vir die Here afgesonder is, en deelgenote is van die hemelse roeping, daarom moet julle noukeurig let op Jesus, die apostel en die hoë priester van die geloof wat ons bely. So broers en susters, vir die boodskap vir môre net 2 versies gaan ek onderstreep. Die een sê vir ons, wat het God vir ons in gedagte? Dis vers 10. God ter wille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, God wou baie, dis nou mense, as sy kinders, laat deel in sy heerlikheid. Nee, hy wil ons tot heerlikheid bring. Dis tog baie duidelik daar. Dis in God se hart vir ons. Hy wil ons as sy kinders, tot heerlikheid bring. En hoe gaan hy dit doen? Hy gaan dit doen deur Jesus, dit het hy nou vir ons mooi beduie, ons hoë priester en ons, die een wat ons lei, ons leidsman. En wat moet ons doen? Hy sê in vers 3, vers 1, daarom, broers wat vir die Here afgesonder is, julle wat dan nou in Christus in hierdie goed deel, wat vir die Here afgesonder is, julle is geheilig, en deelgenote is van hierdie hemelse roeping, om te kom tot heerlikheid. Daarom moet julle, dis nou ons, julle moet noukeurig let op Jesus, die apostel en hoë priester van die geloof wat ons bely. So broers en susters, tot sover. Dis vir my baie interessant wat hy hierso sê, dat God wil ons laat deel kry aan sy heerlikheid. Nou gewoonlik as ons praat oor Jesus en wat Jesus kom doen het,
dan praat die Bybel oor goed soos dat hy het ons kon verlos, en hy het ons kon gered, en hy het vir ons die saligheid gebring, en hy gaan vir ons die ewige lewe gee. Ek meen, dis mos die gewone. Maar hier in Hebreërs skryf hy dit anders. Hy praat ook oor al daai goed, ons redding, ons verlossing, en die saligheid, en die ewige lewe. Hy sê maar wat God eintlik met dit in gedagte gehad het, is hy wil ons bring tot heerlikheid. Hy wil ons laat deel in sy heerlikheid. Nee, nou moet 'n mens jouself vra, maar hoe lyk so 'n mens? As dit is waarna toe God my wil bring, waar gaan ek uitkom? En dan doen hy 'n interessante ding. Hy sê vir ons, ons moet kyk na die Ou Testament. Daar's 'n ou Psalm, Psalm 8. Hy sê in daai Psalm het God eintlik al vir ons gewys wat in sy hart is toe hy mense gemaak het. Nee, en dan haal hy nou daai Psalm aan, en jy kan nou maar in Psalm 8 in die Psalms gaan lees. Hy het hom omtrent presies net so aangehaal soos dit daar staan, né? So hy sê, wat is 'n mens dat u aan hom dink? 'n mensekind dat u na hom omsien. Nou, u het hom eintlik net minder as die engele gemaak. En u het hom met heerlikheid en eer gekroon. En u het alles aan hom onderwerp. Nou, so lyk 'n mens wat gekom het by dit waarna toe God ons wil bring. Jy kan sê dis 'n mens wat straal van die heerlikheid van God, soos die ou Psalm dit sê. Nee, dit was toe God destyds die wêreld gemaak het, en hy het mense gemaak. Dis hoe hy ons wou gemaak, of dis hoe hy ons gemaak het. 'n mens wat straal van hemelse heerlikheid. Nee, daar's eintlik 3 kenmerke as jy nou die ou Psalm lees van hierdie soort mense. Hy sê die eerste een is hy het hom net 'n weinig, net 'n klein bietjie minder as die engele gemaak. Nee, engele is hemelwesens. So hy sê ons straal eintlik van die hemelse heerlikheid in hoe God ons gemaak het. Hy het ons koninklik gemaak. Nee, in 'n posisie van heerskappy. Nee, u het hom met eer en heerlikheid gekroon. Ek meen 'n ou wat gekroon word as 'n koning. Hy het 'n koninklike posisie. Nee, hy sê en hy het hom oor alles aangestel. U het alles aan hom onderwerp. Nee, hy's in 'n ereposisie geskep. Nee, so dis die Psalm 8 mens wat vir ons vertel dat dis eintlik wat van die begin af in God se hart is vir ons. Nee, dis nie eers ergens langs die pad wat toe hy aan die begin mense gemaak. Wou hy ons bring as mense tot hierdie heerlikheid. Nee, mense wat straal van hemelse heerlikheid, mense wat koninklik leef en wat in die koninkryk van God leef. En mense wat in 'n heerlike posisie is van heerskappy. Dis net God mos gesê vir Adam en Eva, ek stel julle aan oor alles. Julle moet mooi na alles kyk. Julle is in die posisie van heerskappy oor alles. So, dis waarna toe God ons wil bring, broers en susters. Die tragiese ding is, hierdie mens van Psalm 8, wat hier beskryf word, waar sien jy hom vandag? Wie lyk so? Net daai heerlikheid en daai glorie waarmee God aanvanklik mense gemaak het. Ons het dit verloor. Nee, met die sonde en die sondeval en alles daarna. Het die mens die heerlikheid en glorie waarmee hy geskep is, het hy verloor. Nee, nou lyk ons nie meer so nie. Jy weet, deesdae kom ons baie kere op plekkies en dan ry ons so deur die ou dorpie en dan dink ons, hoe was dit vroeër? Nee, dit was so pragtig, dit was 'n juweel van 'n dorpie, nee. Dit was die ou kerke in die tuine en
nou ry jy vandag daar deur, ag, en dis oud en vervalle en die paaie is vol gate, die water werk nie, of die riool loop in die straat af, en dink jy, al die glorie is weg. Nee, al die heerlikheid van vroeër is nie meer daar nie. Jy weet, ek het groot geword as kind, ons baie keer, was 'n groot ding, as ons Johannesburg toe gaan. So, dan ry ons met die trein Johannesburg. Dit was die wonderlikste stad. Nee, daai jare was daar net een Woolworths, dit was in Johannesburg geweest. Daar was 'n Greatemans, daar was 'n John Orr, daar was 'n OK Bazaars, wat een hele blok in Johannesburg was, en nog 'n verdieping. As jy nou regtig iets wil gaan koop, dan het jy Johannesburg toe gegaan. Dit was 'n stad van heerlikheid en glorie. Kyk hoe lyk Johannesburg vandag. Niemand wil meer soontoe gaan. Maar broers en susters, hierdie soort goed het nie net met dorpies en stede in Suid-Afrika gebeur nie, dit het met mense gebeur. Ons almal het die heerlikheid verloor, waarmee God ons eintlik geskape het, en wat hy vir ons in gedagte gehad het. En hoe lyk ons nou? Waar is die Psalm 8 mens? As jy na die mense om ons kyk, korrup, besig om hulle eie lewens te jaag, soek geld en elke dag net meer geld, werk, ek meen, daar's min van die glorie en heerlikheid in ons menswees oor. Nou kyk hoe beskryf Hebreërs die soort mens na wie toe Jesus gekom het, toe hy na die wêreld gekom het. Hy sê, ons is mense wat almal onder heerskappy is van die duiwel en die bose. Ons lewe in vrees vir die dood, ons lewe in slawerny, né? Hy sê Jesus het gekom om mense soos ons van vlees en bloed te red uit die mag om die mag van die duiwel oor ons lewe te vernietig. Om ons wat almal leef in vrees vir die dood, ons wat in slawerny leef, om ons weer te bevry. So in plaas van die wonderlike mense wat jy in Psalm 8 ontmoet, kry jy 'n wêreld vol mense wat onder mag is van die bose en die heerskappy van die duiwel en lewe in vrees en is bang om dood te gaan. Kyk maar hoe baie betaal ons aan medisyne en dokters en gesondheidsmiddels en you name it, dat ons almal daarom net gesond bly en ons wil nie hoor ons moet doodgaan. So die heerlikheid, broers en susters, van ons menswees is eintlik weg. Ons het die glorie verloor. Ja, maar nou sê hy, nou gaan hy verder. Hy sê, maar tog, as jy nou in die wêreld rondkyk, sien jy wel nog so 'n mens wat jy sien in Psalm 8. Daar is nog so 'n mens, soos die mens van Psalm 8. Hy sê, en jy sien hom as jy na Jesus kyk. Nee, kyk, ek het dit hier gelees, né? Hy praat eers oor die mens, wat is 'n mens? Die mensekind het hom met eer en heerlikheid gekroon. Hy sê, alles is aan hom, hy sê, nou sien ons nog nie. Hy kon eintlik maar sê, nou sien ons nie meer, dat al hierdie soort mens nie, maar ons sien Jesus, met eer en heerlikheid gekroon, op grond van sy lyding en dood. Hy het 'n kort tydjie net minder geword as die engele, nie die engele, sodat hy deur die genade van God vir almal sou sterf. Hy sê so, as jy nou nog wonder hoe lyk hierdie mens van Psalm 8? Jy gaan dit nie sien as jy in die wêreld rondkyk nie, maar jy gaan dit wel sien as jy na Jesus kyk. Hy sê, en dis wat in God se hart is met Jesus. God wil deur Jesus, né? God ter wille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan, wil ons as sy kinders tot heerlikheid lei. Dis waar ons moet wees. En die een wat ons soontoe bring, die leidsman tot hierdie verlossing,
het hy deur lyding heen tot volmaaktheid gebring. En dan praat hy oor Jesus. Nee, hy sê, en deur Jesus word ons geheilig, nee, aan God gewy. Deur Jesus word ons weer God se soort mense. Deur Jesus word ons, en dan haal hy 'n klomp tekste aan, word ons weer kinders van God. En hy sê, as ons kinders van God is, dan is ons broers en susters van Jesus. Daarom is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. Hier staan. Nee, so broers en susters, dis die wonderlike van hierdie evangelie wat in Hebreërs 2 verkondig word, is dat God het in gedagte om deur Jesus vir my en jou te bring tot die soort mens wat in sy hart was toe hy mense gemaak het. Mense wat straal van die heerlikheid van God. Mense wat eintlik lyk nes Jesus. Nee, so ek en jy kan nie self daar kom nie. As ons self daar kon kom, was dit nie nodig dat Jesus moes kom. Nee, so Jesus het gekom, broers en susters, om ons weer God se soort mens te maak. Seuns en dogters van God, broers en susters van Jesus, heilig en aan God gewy, vry van die vrees en slawerny wat deel geword het van ons menswees. In God se hart, hy wil ons deur Jesus bring tot heerlikheid. Nou, dan is dit mos logies dat hy nou vir ons sê, daarom, broers, nee, julle wat vir wie God hierdie goed in gedagte het, julle wat vir die Here afgesonder is, en julle wat deel in die hemelse roeping, moet julle noukeurig let op Jesus, die apostel en hoëpriester van ons geloof. Nou, kom ons dink 'n bietjie, wat sê hy vir ons? Jy moet noukeurig let op Jesus. Daar is baie in 'n klein sinnetjie, broers en susters. Nee, kom ons dink oor 'n paar goed. Kyk, die eerste een is, dink ek, as hy sê jy moet noukeurig let op Jesus, is jy moet hom jou volle aandag gee. Kyk, as die juffrou in die klas vir die kinders sê, hoorie, let nou op. Wat sê sy vir hulle? Jou volle aandag moet nou hier wees. Jy moet nie op ander plekke sit en dink en rondloop nie. Jy moet met jou volle aandag, moet jy luister. So as God vir ons sê, daarom, as ons wil kom tot sy plan vir ons lewe, moet ons noukeurig let op Jesus, broers en susters, dan sê hy vir ons, jy moet hom jou volle aandag gee. En ek dink dis baie keer waar ons 'n probleem het met ons geloof. Ons glo almal in Jesus. Maar van wie van ons het hy ons volle aandag? Ons glo in hom, maar ons is besig met 'n klomp ander goed wat eintlik ons lewe volmaak. Ja, Jesus is daar. Net dis soos toe die disippels op die bootjie was. En hulle vang vis en die bootjie vaar en Jesus lê agter in slaap in die skip. Dis alright, hy's daar, maar hy slaap ergens agter. Nee, tot die storm kom. Nee, tot die storm kom. Ek meen, dan moet hy wakker word, dan moet hy opstaan, dan moet hy daar wees. So ons soek, daar's 'n mooi ou Hollandse gediggie wat sê ons soek Jesus aan boord, ja, maar ergens agter slapend, terwyl ons met die goed aangaan waaraan ons aandag gee. En nou kom die skrywer van Hebreërs en hy sê nee, jy moet noukeurig let op Jesus, jy moet hom jou volle aandag gee. So vra 'n bietjie vir jouself oor jou lewe en jou menswees en God se plan vir jou lewe, as jy daaraan dink. Wat in jou lewe kry jou volle aandag? Wat jou tyd vat, jou energie vat, jou insette vat? Nee, is dit Jesus? Leef ons met volle aandag, nee. So let op Jesus. Gee hom jou volle aandag.
Ek dink die tweede ding is wat hy vir ons sê, as hy sê, let op Jesus, is leef saam met hom. Dis wat Jesus gedurig gedoen het, as hy by mense kom, is, kom saam met my. Kom, volg my. Kom, leer by my. Kom, word my disipel. Kom, word my leerling. Kom, word my appie, my vakleerling. Laat ek jou wys hoe doen 'n mens dinge, dan begin jy dit doen soos ek jou leer om dit te doen. Nee, dis wat gebeur as jy Jesus volg. Jy leer by Jesus hoe om goed te doen. Jy leer by hom. Dis hoekom ons disipels is. Disipels is tog leerlinge. En om by Jesus te leer, moet jy tog saam met Jesus lewe. Ek meen, as Jesus ons roep om te volg, broers en susters, dan bedoel hy nie, hy loop daar, en ek loop hier, en ek volg hom, hy is daar ver voor nie. As Jesus ons roep om te volg, gaan kyk maar in die Bybel, soos die disipels, dan lewe ons saam met hom. En soos ons saam met hom leef, leer ons by hom hoe om te lewe. Ons leer hom ken. Ek meen, as jy soos Cheslin Colby wil rugby speel, of soos Eamon Etzebeth, ek meen, Maggies, dan moet jy daarom 'n studie maak van hom. En kyk hoe speel hy, en kyk wat doen hy. Nee, as ons Christene wil wees, moet ons 'n studie maak van Jesus, en kyk hoe leef hy, en kyk wat doen hy. Laat ek kan begin leer om goed op hy manier te doen, laat ek dit ook so goed soos hy kan begin doen. Nee, dan let ek noukeurig op Jesus. Ek leer by hom. Jy weet, broers en susters, ek het die idee dat baie van ons ken Jesus baie slegter as wat ons dink. Ons sê maklik as iemand jou vra, hoor jy, ken jy Jesus? Ja, dankie, los my uit, ek ken hom. Ek dink baie van ons ken Jesus baie slegter as wat jy dink. Want ons is nie altyd met ons aandag op hom gefokus nie. Ons leef nie altyd regtig saam met hom nie. Ons leer nie altyd by hom. Hoe doen hy dinge? En hoe dit op sy manier gedoen word. So dit dink ek is wat hy vir ons sê. Let noukeurig op Jesus. Nee, gee hom jou volle aandag en leef saam met hom en leer by hom. En dan dink ek as nog 'n ding. Nee, jy moet na Jesus luister as hy goed sê. Asof dit 'n saak van lewe of dood is. Nee, later in Hebreërs dan noem hy dit so. Hy sê julle stryd teen die sonde het nog nie vir julle stryd om lewe en dood geword nie. Julle geloof is nie altyd vir julle 'n lewe en dood saak nie. Ja, ons volg Jesus, maar broers en susters, dit gaan oor baie meer as om net 'n bietjie beter te voel as ek nie lekker voel. As om of 'n bietjie meer krag te kry vir die dag as ek nie krag het nie. Ek meen, jy moet Jesus volg en na Jesus luister. Nee, asof jou lewe daarvan afhang. Nee, ek kyk 'n ruk terug, kyk ek televisie een aand, nou kyk ek so een van hierdie reekse van 'n familie wat op 'n eilandjie ergens vakansie hou. En nou ja, lang storie kort, terwyl hulle op die eiland is, toe kom daar na 'n aardbewing onder die see kom daar 'n tsunami. Jy weet, is hierdie golf wat oor alles spoel en alles vernietig. So nou is hierdie ouens op hierdie eiland en hierdie tsunami, hy kom. En as hy oor daai eiland spoel, en nou ja, almal wat kan wegkom, kom weg, en later is almal wat op een of ander manier van die eiland af kon kom, het gegaan. Maar hier's nog 'n groep ouens wat hier oorbly. Daar's nie meer vliegtuie nie, daar's nie meer bote nie. Hulle wag, daai tsunami kom. En toe's daar een nou op die eiland, toe sê hy vir hulle, weet jy, ek kan nou nie vir julle met sekerheid sê nie, maar ek het bietjie studie gemaak van tsunamies. En ek dink hier's een plek op die eiland. As ek nou kyk hoe werk die seepatrone van 'n tsunami wat oor 'n eiland spoel, dan dink ek hier's een plek op die eiland, as jy daar kan wees, dan het jy 'n kans dat jy dit kan oorleef.
So kom ek gee vir jou die koördinate om by daai plek te kom. Nou broers en susters, dan luister jy en jy skryf daai koördinate, want dis nou lewe en dood, né? Op die ou uiteinde het dit so gewerk. Die ouens het soontoe gegaan en hulle kon daar skuil en uiteindelik het die grootste geweld van die tsunami daar verbygegaan en hulle, so dit was nou maar die storie gewees. Maar ek meen, daar kom tye in jou lewe wanneer jy na goed moet luister, want dis goed van lewe en dood hierdie. En dis hoe jy na Jesus moet luister. Want as jy nie luister nie, gaan jy doodgaan. Nee, dis hoekom hy sê, let noukeurig op Jesus. Wat hy vir jou sê is nie maar net, okay, ja of nee nie. Dis lewe of dood. Vat dit ernstig op. Ja, en dan dink ek die laaste ding wat ek raak sien nie, wat ek voel, dit beteken dit ook, is hy sê dit so mooi, as hy praat oor Jesus, hy sê, hy het aan sy broers gelyk geword, nee, hy het soos ons geword, sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. Nee, teken, hy sê Jesus is 'n barmhartige hoëpriester, dat toe hy aan die kruis hang, was ek en jy op sy hart. Dis hoekom hy dit gedoen het. Hy het aan die kruis gesterf, omdat hy my en jou op sy hart dra. Nee, en hoeveel ek en jy vir hom saak maak. En nou dink ek, as hy vir ons sê, hoorie, let noukeurig op Jesus, dan sê hy vir ons, onthou, hy is jou hoëpriester. Hy het jou op sy hart gedra. Dra jy hom op jou hart? Dra jy hom op jou hart? In goed wat jy doen, laat dit vir jou oor hom gaan. Soos toe hy goed kom doen het dit vir hom oor jou gegaan. Nie oor homself nie. Jy kan maar die evangelies lees, broers en susters. Ek kon nog nie een ding raaklees in die evangelie waar Jesus iets vir homself gedoen het. Het was altyd vir ander of tot eer van sy Vader. Maar nooit vir homself. Selfs toe hy aan die kruis hang, hy het niks vir homself daardeur gekry. Hy het dit vir ons gedoen, vir my en vir jou. So hy dra ons op sy hart, broers en susters. Leef so, dat jy Jesus op jou hart dra. Dis wat hy vir ons hier sê. Let noukeurig op Jesus. Nee? Dan sal jy kom tot wat God in sy hart het vir jou. Nee, gee hom jou volle aandag. Volg hom. Luister na hom asof jou lewe daarvan afhang. Dra hom op jou hart. En jy sal sien, deur Jesus bring God jou tot die heerlikheid wat in Psalm 8 vir ons beskryf. Maak hy jou weer die soort mens wat hy wou gehad het, wat hy wil hê van die begin af. Hy doen dit deur Jesus. So broers en susters, dis wat Hebreërs sê, daar was nog geen groter boodskap wat ooit na die wêreld toe gekom het as die boodskap wat Jesus gebring het. En daar was nog geen groter boodskapper, nie profete of engele of enige iemand, daar was nog geen groter boodskapper wat God na die wêreld toe gestuur het as sy seun. Nee, so as ek en jy vorentoe leef van hier af en ons dink, hoorie, wat is God se plan vir my lewe? Waar wil God my uitbring? Ek sê jou nou, God het een plan vir jou lewe. En dis Jesus. En Jesus alleen. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, dankie. Here, dankie dat U ons nie maar net gelos het
om uit te kom waarna toe ons op pad is nie. Dankie dat U Seun gestuur het. Here, met in U hart die plan om ons te bring tot die heerlikheid wat pas by die kinders van God. Dit, soos ons dit sien in Jesus. Here, soos dit so mooi vir ons beskryf word in die ou Psalm. Here, dankie dat ons na U toe kan kom en weet, U sal ons by die hand vat, U sal deur Jesus, U sal vir ons bring tot die heerlikheid wat U vir ons in gedagte het. Dankie daarvoor. Help ons dan om elke dag op Jesus te let, om hom te volg, om hom te vertrou, om saam met hom te leef en om hom ook op ons harte te dra. Vader, in 'n wêreld waar daar so min gesien word van die heerlikheid waarmee U mense geskep het. Here, laat ons Jesus volg en dat iets van die hemelse heerlikheid, iets van die koninkryk van God deur elke een van ons se lewens uitstraal. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. Broers en susters, ons gee kans vir die kollekte en dan gaan ons daarna afsluit. Ons sê dankie vir die diakens wat vir ons die insameling gedoen het. Broers en susters, toe ek nou die lied kies vir by die preek, was ek bietjie huiwerig want ons sing mos nou nie meer die psalms nie. Van die oueres van ons het met die goed groot geword, maar ek het tog gedink, ek dink ons sal hom kan sing, hy is nie so moeilik nie. Kom ons sing die psalm wat vir ons aangehaal is. Ons sing Psalm 8, die beruiming van profete Kloete, en dan sing ons daarvan vers 3, 4 en 5. Dis die laaste paar verse, dis ook die stuk wat aangehaal is in die gedeelte wat ons gelees het. So kom ons sluit die diens af met die mooi woorde wat vir ons vertel wat is in God se hart vir ons.
Broers en susters, ontvang die Here se seën en gaan leef saam met Jesus. Dis in sy hart vir jou. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troos en bystand van die Heilige Gees sal by elke een van julle bly. Amen.